Partyl, is ek op die lig? Ja. Broer en suster, kom ons begin lekker saam sing vanoggend. Ons is 'n hele klompie mense hier op 'n lang naweek. Kom ons begin met Psalm 33, sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Here se naam. Ek dink daar's 3 versies. Lekker ou Psalm, dink ek, waar die meeste van ons mee bekend is. En uit ons kinderdae uit onthou ons dit. Kom ons loof die Here lekker saam. Sing juichend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Here se naam. Bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte om te laat geskied. Wat hy doen dit ewig, volstaan dit en stewig, soos hy dit gebied. Hy sy woonplek hoog verhewe, sien hy die koning almal raak. En hy kyk af op alle lewe, want alles is deur hom gemaak. Alle kundighede is hier benede, is deur hom gemaak. En sy al vermoë, sien sy wyse oë, al ons dade raak. Here, gee ons sy beskerming, hy sal sy oog op ons bly hou. Ons stel ons op sy ontferming, ons sal op hom ons hoop vertrou. Naam is heilig, by hom is ons veilig, hy sal altyd red. En ons vreugde lag ons, op sy goedheid wag ons, hoopvol in gebed. Kom ons sing lied 513, 513, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Kom ons sing daar ook al 3 verse saam. Kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan en sy slewelistigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in. Met God se wapens kan ons al oorwin.
Gereed en Gods vrijspraak ons op ons voet. En dan klinkt blij de boodschap dat de Heer verlost. Ons geloofsvertrouwen is een schat wat keert. En kan ons elke brandpijl van die bose weer ons blij van verlossing altijd hier bevind. En met Godse zwaard zij worden toegerust. Toen het alles werden, zo zich is ons leid. Laat ons altijd waakzaam en gelovig blijven. Allemaal wat blijft vol, som blijft bid en bid. Delen die geheim van Godse koninkrijk en kerk. Hij maakt ons vrijmoedig, zwak is geen kracht. Met zijn wapenresten kleedt hij ons met macht. Ina, ons gaan die laaste enetjie los. Ons tyd is verby, so ons gaan hom maar skiep oor. Goed, goeiemôre broer en suster. Baie welkom hier aan almal vanoggend. Hoop dis vir julle 'n wonderlike geleentheid en 'n geleentheid waar ons uitsien vir 'n lewende ontmoeting met die Here Jesus en ook 'n omgang met sy woord en die skrif. Mag die Here dit dan ook vanmôre aan elkeen van ons seën en mag ons hiervandaan weggaan as mense wat regtig die seën van die Here beleef en ontvang het en toegerus is deur sy heilige woord. Enige besoekers by ons vanoggend, begin hier aan my regterkant. Van waar is julle? Sekunda, sommer net hier naby. Baie welkom hier by ons vanoggend. Nog enige besoekers daar onder die gelaag agter, van waar is julle? Sê gou weer. Eentjie ander kant vereniging. Baie welkom hier by ons vanoggend. Hoop julle kuier sommer lekker in Ermelo. En nog enige besoekers? Hier sien ek, van waar is julle? Johannesburg, baie welkom hier by ons vanoggend. Bly julle is hier vanoggend en ek neem aan daai is Roan, is ek reg? Ja, ek het al baie gehoor van jou, hoor. Goed, ons bly jy kuier ook nou bietjie later gekom. Baie welkom hier vanoggend. Nog enige besoekers op die galery? Goed, niemand nie. Verder nie. Broer en suster, die familienuus gaan ek met u gou deurgaan. Is hier iemand wat vanoggend of van vandag tot Saterdag 'n huweliksherdenking vier? Niemand nie. Nie in die koue getrou nie. Goed, ons is baie dankbaar daaroor. Righto, kom geniet 'n koppie tee en koffie na die diens in die saal. Is natuurlik 'n lang naweek, want maandag is 'n skoolvakantiedag, so daar's geen jeuggroepe vandag nie. Dan broer en suster, onthou maar die gesinstukkies wat ek vir julle uitdeel. Elk in die skoolkwartaale ook, dit hardloop saam met die skoolkwartaal, die gesinstukkies. Ek sal dit vanaand of môreoggend per WhatsApp hierdie week sin vir jou stuur. Ek wil maar weer bemoedig dat ons dit sal deurgaan in ons gesinsverband. Dis tog waar ons geestelike groei dan ook lê. Dan nuwe lidmate, welkom aan Helena de Lange. Helena, ek het haar sien inkom iewers. Is sy hier? Daar sit sy daar agter. Ek het haar sien inkom. Baie welkom hier by ons. Ons is baie dankbaar jy nou amptelik deel van ons gemeente is. Sy skakel al lankal by die Bybelstudie in. Baie welkom hier by ons. Dan as jy nog nuwe lidmate is, ontmoet asseblief net vir Japie sommer hier voor die kansel asseblief na die diens. As jy nog nie jou vorm ingevul het nie, ja, gooi dit maar net daar in die gleuf daar by die koffiekroeg. En dan gaan ek nou knaand wees. Dis met die volgende ene. Ons benodig voorsangers.
Regtig, ek dink ons sit met 3 oralistes en ons wil graag help 'n nuwe liedere aanleer en daarvoor het ons voorsangers nodig. So asseblief, veral jong voorsangers, ek wag vir julle inspanning. Ek hou nie van wag nie en ek wil ook nie te lank wag nie. So asseblief, kom help vir ons, dat ons wil regtig, ek dink ons het 'n kans en 'n voorreg om ons gemeentesang net na 'n volgende stap toe te neem, ons lofprysing. Goed, daar's ingelegde produkte by die koffiekroeg wat oorgebly het na die bazaar. Neem gerus daarvan. Dan terwyl ons oor die bazaar praat, ek het die nuus nou net in die konsistorie gekry dat die bazaar inkomste staan op R600 000. So ons kan regtig die Here loof en dank vir die wonderlike seëning en ons sal iewers gaan ons 'n geleentheid in die erediens ook inrig vir 'n dankgeleentheid. En ek dink dit is groot seën uit die hand van die Here uit. En dit in moeilike omstandighede, ekonomiese omstandighede, soos hierdie. Ons loof die Here daarvoor. Dan is daar 'n klompie name by die voorbidding. Ek gaan nou nie almal lees nie, dis baie jy het hulle daar. Jy kan maar net in u gebede dan net aan hulle dink asseblief. Verjaarsdag Jan de Pre vandag en Pieter Swart. Maandag Lee Botha, Paul Botha, oom Piet Kilian en Tommy Roos, Dinsdag Tiana Buys en Frikkie Levendaal, Woensdag Ines de Wit, Monica Harting, Johan Jacobs en Jonathan Meiburg, Donderdag Philip de Bruin en Belinda Roos en Vrydag Trudy Steyn en Saterdag Marie de Jager en Johan Visser. Broer en suster, ek wil dan vra dat u nou saam met my sal stil word, somme daar waar u sit. En nadat ek vir u 'n geleentheid gegee het vir stilte, gaan ek vir ons voorgaan in gebed. En na die gebed, Ina, gaan ons spontaan asseblief 278 en 279 dan net sing sonder enige aankondiging. Kom ons word dan net stil voor die Here. Here en Hemelse Vader, ons is vanoggend gevul met 'n stuk dankbaarheid. Ja, Here, ook vir aardse seëninge wat ons nou so pas gehoor het ook van ons bazaar inkomste, Here. Kom sê ons dan vanmôre uit ons hart uit, Here, baie baie dankie. Ons weet ons is eintlik maar net rentmeesters van dit alles, Here, maar U het ons geseën ook op daardie wyse en ons vra Vader dat ons hele lewe elke dag sal getuig van 'n ongelooflike stuk dankbaarheid. En daarom vra ek, Here, dat U in elkeen van ons se harte hierdie dankbaarheid sal sien. Maar Here, bid ons ook vanmôre vir hulle wie se name op hierdie voorbiddingslys is. Hulle wat siek is, hulle wat operasies ondergaan het, hulle wat op een of ander manier deur 'n stuk ongesteldheid getref word, vra ons U seën ook daarop. En daarom, Here, wil ek dan vanoggend ons erediens ook aan U kom opdra, ons hele gemeente. En wil ons vra, Here, hoor ons dan as ons vanoggend in dankbaarheid voor U kom nader. Amen. Hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid, o Heer. Verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Hoor ons sug, o Hoor ons sug, o Heer.
Draai Here oor na ons en gee ons vrede. Here, u woord is die lamp wat vir ons die weg wys. Die lig op ons pad. Die woord wys vir ons die weg wat deur Jesus, wat die ware lig vir die wêreld is, na die Vader loop. Die bepalings in die Bybel is regverdig. Here, leer ons om by die bepalings te hou. Help ons om daarop toe te lê om die voorskrifte en bepalings uit te voer tot aan die einde toe. Amen. Liewe gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, aan wie se liefde daar geen einde is nie. Genade en vrede van die Here Jesus Christus, wat verhoog is tot die hemeltroon, sodat ons kan lewe. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat alles, die hele waarheid, aangaande Jesus Christus, aan my en jou openbaar het. Nou kan ons antwoord met 'n loflied, lied 184, lofsing die Here, die ewige sing tot sy ere, lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam. Ons sing vers 1, vers 3 en vers 4. Lofsing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Lofsing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig die reën. O sterfling weg, hy wat almagtige het, het ons in liefde beheer. Lofsing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Ons almal het vanoggend toe ons opgestaan het, so 'n bietjie in die spieël gekyk en self gesien hoe lekker die mekaar jy is en hoe lekker jou hare die mekaar is en sommige gesien wat fout is in 'n mens se gesig. Nou broer en suster, die spieël wys eintlik dan vir my en vir jou dis hoe jy lyk. Met ander woorde, in 'n spieël jok nie, né? Spieël kan nie 'n leuen vertel nie, hy wys vir jou dit is wie jy is. Hy het geen ander doel nie as om te reflekteer dit wat jy vir hom gee. Nou broer, is dit iets van hierdie refleksie is wat die wet van die Here ook doen. Die wet van die Here wys eintlik vir ons hoe ek en jy lyk. Nou moet jy onthou, die wet bly net 'n spieël waarin jy kyk hoe jou eie lewe lyk. Nou as jy nou vanoggend, en ek het hierdie week met die Bybelstudie het ek dit ook gedeel, 'n spieël het geen vermoë
om dit wat hy vir jou teruggee reg te maak nie. So die spieël wys net waar die vuil kolle op jou gesig is. En dis wat die wet doen. En nou as jy 'n bietjie onthou met Pinkster wat verby is, het ons nou baie gepraat oor die verhouding tussen geloof en wet, en dat die wet jou nie kan vryspreek van sonde nie. Al wat die wet dan doen, is om vir jou te wys, dit is die vuil kolle op jou gesig. So die wet het geen mag om jou te kan vryspreek nie. En daarom gaan ek vanoggend die wet vir jou voorhou. Ek gaan voor jou 'n spieël kom neersit, waarin jy net gaan kyk, hoe lyk jy self vanoggend. Nou ek gaan die Eksodus 20 met jou deel, maar ek gaan dit nie volledig lees nie. Ek gaan elke gebod net noem. En dan gaan jy daarin kyk, hoe lyk my liefde vir God, die eerste 4, en hoe lyk my liefde vir my naaste, die laaste 6. Dit bly die spieël wat die Here vanoggend vir ons wil kom voorhou. Die eerste gebod is, daar is net een God. Dit is die God wat hom openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. So daar's geen ander gode nie. Ons maak baie keer af gode. Dit sê die tweede gebod, dat ons baie keer beelde maak. En 'n wonderlike gedagte van die tweede gebod, as ons sê ons mag nie beelde maak nie. Onthou, God het jou geskep en my geskep as 'n beelddraer van Christus. So waar ons in die lewe beweeg, moet die beeld van Jesus Christus na buite toe uitgeleef word. Die derde een is natuurlik die Sabbatdag, dat ons die Sondag 'n bietjie anders deurbring as die ander dae. Dit is maar 'n dag waartoe ons kerk toe kom. Dit is 'n dag wat ons afsonder. Dit is 'n dag wat ons 'n bietjie tot rus kom, waar ons aandag gee aan die dinge van God en sy koninkryk. Die vierde gebod natuurlik, ekskuus, ek het hulle nou omgedraai. Julle sien, julle moet wakker wees as ek die goede omdraai. Julle moet sê, hey, dis 'n fout. Die derde een is, jy mag die naam van die Here jou God misbruik. Met ander woorde, jy moet sy naam altyd in ere hou. Die vierde een is die Sondag. Dan die vyfde een is, eer jou vader en jou moeder. Met ander woorde, alle gesagsinstansies wat oor jou aangestel is, het sy die staat, het sy ouers, het sy die kerk, maar natuurlik God self wat die hoogste gesag is. Die sesde een, jy mag nie moord pleeg nie. Met ander woorde, moord lê nie net daarin dat ek iemand anderster se lewe neem nie, moord lê op baie ander vlakke, dat ek dalk met my mond of met my tong dalk 'n bietjie moord kan pleeg. Die sewende een, natuurlik egbreek pleeg, dat ons altyd ons huweliksverhouding in ere sal hou en met respek sal hanteer, want die huwelik is eintlik die uitbeelding van die verhouding tussen Jesus en sy gemeente. Onthou dit altyd. Dan die 8ste een is, jy mag nie steel nie, mag nie iets vat wat aan iemand anderster behoort nie, sodat elkeen van ons daarin ook respek sal hê vir ander se besittings. Maar dit beteken ook dat jy die besittings wat God vir jou gegee het, dat jy dit ook as 'n rentmeester in sy koninkryk sal gebruik. Die 9de een, jy mag nie vals wees nie. En dan het ons dit nogal hierdie week in die Bybelstudie hanteer, dat die valsheid lê nie altyd in dit wat jy, die leuen wat vertel word nie, maar dat die valsheid ook daarin lê, hoe eg en opreg is die getuie. Met ander woorde, hoe eg en opreg is ek en jy wat die waarheid praat of nie praat nie. En dan die laaste een is, ons mag nie begeer nie. Mag jy so begeer, dat dit wat aan iemand anderster behoort, jy dit in die hande kry en daardie persoon dan op die ou end vertrap nie. Broer en suster, dis die spieël wat God vir ons voorhou, dis die wet van die Here. Nou daardie wet kan nie dit wat jy nou ontdek het, terwyl ek so een vir een dit deurgegaan het, die wet kan jou nie kom skoonmaak nie. Die spieël het geen reinigingsfunksie nie. Die spieël is net om te sê, dit is hoe jy lyk. Jan Petrus 1 vers 18 en 19 sê hierdie woorde, julle weet tog, ek wil jy moet baie mooi luister na hierdie verse, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele losgekoop is nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder gebrek is. 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons sonde bely, julle ken hom almal, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
Nou dat jy in die spieël gekyk het, nou het jy in die oggend het jy iets nodig om jou gesig skoon te maak. Nou, wat het ons vanoggend nodig? Dat ons weer heeltemal skoon kan word voor die Here. So skuldbelydenis is natuurlik 'n reinigingsproses. Dit was weer die skoon vlekke skoon. Nou moet ons onthou, broers, ons is kinders van die Here. Dit beteken nie nou dat ek hiermee bedoel dat ons is nie kinders van die Here nie. Ons almal is kinders van die Here, wat maar baie keer stoute kinders raak. En dat ons nou voor die Here kan kom sê, Here, ons het nie voldoen aan die vereistes wat U vir ons gestel het nie. En nou kan ons net weer kom sê, Here, kom was maar net die kolle weer af. Kom maak weer al die wit kolle op hierdie wit laken. Kom wis dit uit, sodat hy weer helder wit kan wees en ons heilig voor U kan kom staan. Skuldbelydenis herstel 'n verhouding. Nou, jy weet, baie keer as mens nie in 'n goeie verhouding met iemand is nie, en jy gaan na daai persoon toe, jy maak reg, dan is die verhouding reg. En dis wat met skuldbelydenis gebeur. Dit herstel ook ons verhouding. Dit bring ons terug op die pad van genade. Broers, is jy gereed om vanoggend net vir die Here te sê, jy's jammer? Ek wil vra dat U nou sal opstaan saam met my. Of jy kan net so bly sit, bly maar net so sit, en dan volg U saam met my op die skerm asseblief. Dis ons skuldbelydenis dan vanoggend. Genadige God, ons het U nie lief gehad met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand nie. Here, ontferm U oor ons. Liefdevolle Here, ons het ons naaste nie lief gehad soos U ons geleer het nie. Christus, ontferm U oor ons. Hemelse Vader, ons het nie in volle oorgawe aan U gelewe nie. Here, ontferm U oor ons. Mag die Here genade aan ons betoon. Mag hy ons vergewe in sy troue liefde. Mag hy aan ons vrede gee. Aan God die dank. Amen. Broers, wat is die wonderlike boodskap wat die Bybel vir ons gee na 'n skuldbelydenis? Dan sê die Here, ek het jou nie verwerp nie. Ek het jou in liefde, het ek jou ontvang deur my genade en deur my liefde. Daar is vergifnis, daar is vrede. Ek aanvaar jou vergifnis. Ek aanvaar jou skuldbelydenis vanmôre. En dan sê Romeine 5 vers 1. God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daar is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlike nuus nie? Nou dat jy gesê het, Here, ek is jammer, kan ek en jy, nadat ons later die seën gaan ontvang, hiervandaan weggaan met die vrede van Jesus, die vrede van Christus. As skoongewaste mense kom ons bely dan vanmôre ons geloof met die sing van 'n lied op die melodie van Psalm 100. Ek glo in God en dan ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en die 4de vers is 'n samevatting. Kom ons bely ons geloof op die wyse. Ek glo in God die Vader Heer, hy het ons geskep, hy is in beheer. Hy sal voorsien, hy is majesteit, hy sal beskik in ewigheid. Ek glo in Jesus Christus Heer, hy het gekom om my weer. Hy leef en leer, hy lei en sterf, hy het my gered van dood verderf. Ek glo die Heilige Gees is Heer, vanuit die woord wat hy my leer. Hy maak die kerk ook heilig Heer, van dag tot dag wil hy my seën. Ek glo God drie-enig Heer, ek bring my nood, my sonde seer. Hy twyfel bring ek na
gelowiges se lewe moet altyd gekenmerk word deur lof. En ons gaan antwoord ook nou op ons geloofsbelijdenis met 'n loflied. En ek wil vra dat ons hom uit ons hart uit sal sing. Dis ook 'n ou bekende lied 456. Loof heel die skepping, loof die Heer, verhef u stem om hom te eer. Kom ons verhef ons stem vanoggend en dan ons sing, kom ons prys hom. Halleluja. Daar is 2 verse. Loof heel die skepping, loof die Heer, verhef u stem om hom te eer. Kom en prys hom, halleluja, die aarde op sy vaste baan. In die silvermaan, kom en loof hom, kom en prys hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Laat alles voor die Skepper buig, en hom ootmoedig dank betuig. Kom en prys hom, halleluja. Loof, loof die Vader, Seun en Gees. En God met heilige vrees, kom en loof hom, kom en prys hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom ons buig eers ons hoofde in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord. Dankie dat dit die lig op ons pad kan wees, want uit onsself uit weet ons nie waar om te trap nie. Ons weet nie waarheen om te gaan nie, ons weet nie hoe om te loop nie, want ons loop baie keer maar net in die duisternis. En Here, elkeen van ons hou daarvan dat dit met ons goed gaan. En wil U vanoggend vir ons ook kom lei en kom help waar ons vreugde en ons blydskap en ons voorspoed kan vind. Dankie dat ons die Bybel het in ons eie taal vandag. Die enigste onfeilbare bron wat Jesus aan ons kom openbaar. Die bron wat vir ons wys hoe ons eindbestemming lyk, maar dan ook vir ons wys hoe ons daar kan kom. Ons gebed vanmôre, Vader, is dat U ons ook vanoggend sal toerus deur die woord. Kom help ons, kom lei ons, Here, kom sterk ons deur die verkondiging van die evangelie. Maak ons harte oop, ons ore oop, ons harte ontvanklik dat ons U woord kan hoor en seën dit dan nou ook aan elkeen van ons hart. Ons bid dit in Jesus se naam met dankbaarheid. Amen. Ek lees dan vanmôre met u saam Psalm 1, baie bekende Psalm. Ek gaan al 6 verse saam lees. Hy's baie kort. Vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.
So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddelose, die lei tot ondergang. Ons lees net tot daar. Liewe broer en suster, Psalm 1 is natuurlik nie 'n psalm wat heel eerste geskryf is nie. En die vraag natuurlik, waarom is Psalm 1 dan hier ingeplaas? Nou die meeste skrifverklaardes is dit eens dat Psalm 1, omdat dit gaan oor die woord van die Here, dit dan daar geplaas is as 'n tipe van 'n hoofopskrif oor al die psalms, of dan as 'n tipe van 'n inleiding tot die res van die psalms. En daarom wil ek nou vanoggend vir u vra om baie mooi te luister ook na wat hierdie Psalm vir ons sê, want as ons dit lees en dit as 'n grondlegging of 'n begronding of 'n fondasie vir die res van die psalms, dan is dit iets waarna ons beslis moet luister. So ook van toepassing op ons gesinsbediening ook, want onthou die woord van die Here sola scriptura, hy is hier iewers. Sola scriptura is die vertrekpunt vir ons almal. Nou hierdie beeld in Psalm 1 praat dan van twee tipes mense. En hierdie twee tipes mense sal jy dan in die res van die psalms dan ook raakloop. Jy gaan baie keer van hulle te hore kom. Dis in vers 6 praat hy van die beeld van die gelowige of die regverdige. Dis 'n baie mooi woord, né? Die regverdige beteken dis iemand wat geregverdig is om weer na sy sonde in 'n verhouding met God te staan. Met ander woorde, die gelowige. Dan praat die beeld ook van die goddelose. Hy wat glad nie 'n verhouding met God het nie. So dis twee teenpole. En dan sal jy ook oplet dat die Psalm nêrens hier tussenin 'n grys area het. Om te sê, weet jy, daar's nie so ding soos iets tussen 'n gelowige en 'n ongelowige, 'n tipe van 'n grys area nie. Nee. Psalm 1 wil ons kom help om te sê daar's 'n groot verskil tussen die gelowige en die ongelowige, of dan die regverdige en die goddelose. Nou broer en suster, wanneer 'n mens hierdie tipe van goed hoor, dink ek word jy dadelik gekonfronteer met jou eie lewe, want jy staan nou regtig voor 'n keuse vanmôre. En ek sit maar die keuse in aanhalingstekens, omdat ek eintlik baie keer nie hou van die woord keuse nie, want die keuse wat ek uitoefen is altyd afhanklik van my verhouding met God. So dan beteken dit nou partykeer asof ek nou moet kies vir my redding. Nee, God het gekies vir ons redding. Hy's die regverdige God. Maar tog, terwille van ons argument, staan ek en jy vanmôre voor 'n keuse van een van twee paaie. Die pad van die regverdige, 'n gelowige pad wat ons moet loop, of 'n goddelose pad wat ons moet loop. Is een van die twee, dit kan nie al twee wees nie. En dan kom die psalmdigter, en om dit te verduidelik, gebruik hy twee beelde, baie mooi beelde, baie bekende beelde, om dit voor te stel. Die beeld van 'n boom en die beeld van kaf. Daar het ek sommer vir julle twee prentjies op die skerm om dit te verduidelik. Nou broers, het miskien net eers die verhaal vertel van The Great Vine. Wie ken die verhaal van The Great Vine in Londen? Dit is hy's geplant in die Hampton Court Palace in Londen. Dis 'n druiwestok wat geplant is in 1768 deur 'n man met die naam van Lancelot Brown. Nou hy die druiwestok juis daar geplant omdat dit geweldige vrugbare grond is en die besproeiing maklik is uit die Theemsrivier uit. Jy kan dit maar gaan Google, dan sal jy mooi sien hierdie tuine in daai of daai plek, the Hampton Court Palace. Gaan Google dit maar, dan gaan jy sien 'n pragtige tuin en die foto van die wingerdstok gaan jy ook daar kry. Maar interessant van hierdie wingerdstok is dat hy 'n stam nou al het in 4 meter deursnee en dat van sy langste lote omtrent 36 meter lank is. En dat hierdie loot ongeveer 270 kg druiwe per jaar produseer. Nou dit klink verskriklik. Ek het nou mooi gesit en dink is dit moontlik? Maar in 'n geval, ek vertel dit soos wat dit daar staan. Nou die rede hoekom hierdie druiwestok so vrugbaar is omdat hy
in vrugbare grond geplant is, sy wortels baie diep in hierdie vrugbare grond ingaan en ook water kry. Natuurlik omdat die Theemsrivier naby is en die besproeiing dit natuurlik ook moontlik maak. Met ander woorde, hierdie druiwestok lewer 'n geweldige groot oes per jaar, omdat dit sy bemesting, sy begronding baie goed is. En nou sê die woord van die Here vir ons, Psalm 1. Kom help dan vir my en sê, dit gaan goed met die mens wat sy vreugde vind in die woord van die Here. En dan word hy vergelyk met so 'n boom wat by waterstrome geplant is. Hoor mooi die terminologie wat hier gebruik word. By waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. So wat sê Psalm 1? Vir die mens wat sy Bybel lees. Psalm 1 sê vir die persoon wat saam met sy gesin Bybelstudie doen. Sê vir die persoon wat elke dag erns maak met evangelie studie, sê hy vir ons daar, jy sal geplant wees in die woord van God, wat beteken jy sal 'n standvastige mens wees. So hoor jy ook wat, as jy bietjie tussen die lyne lees, diegene wat niks met die Bybel uit te waai wil hê nie, is mense wat nie standvastig is nie. Hy sê, wat op die regte tyd vrugte dra. So hierdie druiwestokke, daai een wat in Londen waarvan ek net gepraat het, is 'n betroubare druiwestok. Hy lewer elke jaar getrou sy vrugte. Diegene wat nie die Bybel bestudeer nie, is eintlik mense wat jy nie kan vertrou nie. Derde ding wat ons sien, ons lees daarvan die blare wat nie verdroog nie. Met ander woorde, dit is 'n boom, 'n standhoudende boom, 'n immergroen boom, wat sy blare nie afgooi nie, wat getuig van lewenskrag, van lewe, permanente lewe en wat nooit dood gaan nie. En dan sê die psalmdigter teenoor hierdie beeld, teenoor die beeld van die boom wat by waterstrome geplant is. Hy sê as jy nie jou vreugde in die woord van die Here vind nie, as die woord van die Here nie vir jou die bron van lewe is nie, en die aardse lewe jou bron van plesier en vreugde en voorspoed en alles is, soos materiële goed, hy sê dan waai jy maar soos kaf. Beteken niks. Dis leeg, dis dood. Daar's geen waarde in nie. Nou die van julle die boere wat nou besig is om te stroop, jy's elke dag nou binne in hierdie beeld. Gestap maar agter die stroper en sien jy wat val hier onder uit. Al daai kaf, en as die wind bietjie sterk waai dit die wêreld vol. Dit het geen waarde nie, dit het geen doel nie. Dit is dood. En die psalmdigter kom beskryf hierdie beeld. Nou hy het natuurlik 'n ander beeld gehad van die ou tyd wat dit met 'n gaffel die koring en die gars alles so uitgewaai is en die wind dan hierdie kaf weggewaai het. Ons almal ken hierdie beeld. Nou sê die psalmdigter dat die mens wat sonder God lewe, hy wat nie sy Bybel lees nie, hy wat nie erns maak met sy gesinsstudie nie, hy wat nie erns maak met sy Bybelstudie nie, hy sê hy is soos kaf. Dis onstabiel. Jou lewe is waardeloos. Jou lewe beteken absoluut niks nie. Hoekom nie? Want die kaf het nie wortels nie. Maak nie saak waar hy val nie, hy kan nie wortels skiet nie. Hy kan nie vrugte dra nie, hy is betekenisloos en hy is onbruikbaar. En hier teenoor staan die gelowige. Hy wat sy vreugde vind in die woord van die Here, en dan hoor wat staan hier verder, wat dit dag en nag deurdink. Ek kry hierdie gedagte, liewe gemeente, van dat ek en jy, al lees ons nie op daai oomblik die Bybel nie, maar dat jy ook daar waar jy elke dag beweeg, deur die Heilige Gees herinner word aan die inhoud van die skrif, wat natuurlik die basis daarvan die Here Jesus Christus is. Hy sê, dan is ons soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Dan is ons besig om elke dag gevoed te word met die geopenbaarde wil van God, met die woord van die Here. Nou kan jy sien hoe werk hy hier bietjie anderster, as jy nou gaan kyk hoe dit vertaal is. Ek het nou uit die 83 vertaling gelees vanoggend. Daar staan, hy wat sy vreugde vind in die woord van die Here. Die 53 vertaling en die 2020 vertaling het hom reg vertaal weer. Maar die bedoeling is reg, wat staan in die wet van die Here.
Nou moet jy onthou, hoekom staan daar in die wet van die Here? Want soos ek vanoggend ook vir gesê, die wet word vir jou voorgehou sodat jy en ek kan kyk hoe lyk my gesig en skoon kan kom daarvan en in vrede met God kan lewe. So die voorspoed van die volk het in 'n sekere sin afgehang van die nakoming van die wet van die Here. Daarom broers en susters, is so belangrik. En hierdie ding mag ek en jy vanoggend nie vergeet nie. En verskoon my maar as ek dit sê, want ek dink dis die probleem van die wêreld. Ek dink dis die probleem van die kerk. Dis die probleem van Christene ook. Ons dink ons ken die Bybel. Ons dink, ag ek het die Bybel nou al 'n klomp keer deurgelees. Ag ek het hom nou nie weer lees nie. Maar dis so belangrik dat ons hom daagliks aandagtig sal bestudeer, want jy het God se woord nodig. Soos wat daai boom daai water nodig het. Ek en jy kan nie daar sonder nie. Ek waag dit vanmôre om te sê dat dit die probleem van die kerk is. Besig met ander goed. Ons is nie besig meer met ernstige Bybelstudie nie. Om erns met God en sy woord te kan maak nie. Want uit die woord uit, onder leiding van die Heilige Gees, word ons kerk lewenskragtig. Kom daar stabiliteit in my en jou lewe in. En wat is die gevolg daarvan? Daai boom sou nooit daai mooi vrugte kon gedra het as daai wortels nie die water bereik het en in goeie grond geplant is. Dink ons is baie keer word ons ontwortel, want ons is nie meer in goeie grond geplant nie. En wat is hierdie vrugte? Gaan lees maar die vrug van die Heilige Gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, al daardie goed. Daarom staan ons vanmôre voor hierdie keuse van een van twee paaie, of die pad van die goddelose wat niks met God en sy gebod te doen wil hê nie, of ons stap die pad van die regverdige. Want broers, wat sou gebeur het as Jesus nie gesterf het nie? Dan het ek en jy nie eers 'n keuse gehad nie. Dan was die pad van die goddelose eintlik maar ons voorland. Die pad na die ewige dood, die pad na die ewige verdoemenis. Maar wie in Jesus glo, wat in die woord aan ons bekend gestel word, wie se vingers, wie se tentakels binne die bladsye van die skrif in is, en die Heilige Gees Jesus aan jou kom openbaar, en jy in hom begin glo, jy sal lewe. Jy sal vir ewig lewe. Paulus het dit baie mooi uitgedruk, Johannes 6:68, hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? En in antwoord Johannes die Doper, wie in die Seun glo, het die lewe, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Nou, liewe gemeente, nou kan hierdie gedeelte ook vanmôre misverstaan word. Nou gaan vanoggend weer 'n dingetjie aanraak waartoe ons asseblief ten alle koste gewaarsku moet word, veral in hierdie moderne lewe waarin ons vandag lewe. En wat is dit? Hier staan dat die gelowige voorspoedig sal wees in alles wat hy aanpak. Hoeveel gelowiges is nie voorspoedig nie? Hoeveel van ons het al in ons lewe klomp goed beleef wat jy gedink het, weet jy, dit was alles behalwe voorspoed in my lewe gewees. En hier moet ons waak teen voorspoedsteologie. Want die voorspoedsteoloog gaan vir jou sê, vat hierdie letterlik net so en sê, glo in God en alles sal voorspoedig gaan. In my geestelike lewe, in my werkslewe, in my ekonomiese lewe, dit sal net voorspoed wees. Broers en susters, verskoon dan vanmôre my openheid en regheid om vir u te sê, dis 'n leuen. Dat ons nie so met die Bybel kan omgaan nie. Want hierdie voorspoed het 'n ander betekenis. Daar's 'n onderskeid tussen gelowige en ongelowige. Maar wat sê Psalm 1? Hoor mooi, Psalm 1 begin met die skrif, en waar eindig die psalms in Psalm 150? Eindig met 'n lofpsalm. Maar wat lê tussenin? 60 klaagpsalms, waar die psalmdigters in nood was, Asaf, Dawid, Moses. Daar lê kritieke tye tussen Psalm 1 en Psalm 150.
50. Daar hoor ons van emosies van selfbejammering. Ons hoor van doodslag, ons hoor van woede, ons hoor van haat, ons hoor van slegte goed. En dan is dit gelowiges, kerkmense wat in daai omstandighede beland. Mense met wie se geloof daar nie regtig 'n tekort is nie. Broers, dit hierdie seën en voorspoed waarvan Psalm 1 praat nie van aardse voorspoed nie. Dit praat van sekerheid. Sekerheid van my en jou eindbestemming. Dis hoe onvoorspoedig die gelowige sal eindig. Ongeag wat tussenin lê. Ongeag wat gebeur. Ja, dit is so dat ons vir die Here moet vra, Here, seën ons boerdery, seën ons werk, seën my gesondheid. Want as dit nie so was nie, sou ons nie kon bid het vir reën nie. Ons sou nie kon gebid het dat iemand moet gesond word nie. Ons sou nie kon bid het dat die Here ons kerk se finansies op die ou end moet seën nie. So, maar wat is die feit? Is dat daar slaggate en klippe en riviere is wat afkom en vlamme wat ons soms brand. Daar sal teleurstellings kom, daar sal hartseer kom. Maar die voorspoed waarvan praat, elke mens sal vreugde vind in die woord van die Here, want daarin lê die oorwinning, daarin lê my blydskap ten koste van of ten spyte van. Die sleutel wat die voorspoed vir ons hier op aarde oopsluit, lê natuurlik in ons bestudering van die skrif. Nêrens anderster nie. En broer en suster, dis al droom wat ek vir moedergemeente ook het, dat ons nooit ons bedieninge los van die evangelie van Jesus Christus sal beoefen nie. Dis hoekom ons erns moet maak met ons Bybelstudie, erns moet maak met ons gesinsbediening, erns moet maak om elke dag die woord van die Here te lees en te bestudeer. Iemand het dit mooi beskryf met 'n paar beelde. Hy het gesê die Bybel is soos 'n touleer wat uit 'n helikopter uit vir ons afgegooi word hier op aarde, 'n reddingstou om te keer dat ons nie verdrink nie. Of die Bybel is soos die rooi tapuit wat uitgegooi word om te sê, kom na my toe. Die Bybel is die lig wat vir ons skyn in die donker tye, die brandstof vir ons lewe. Die Bybel is die vriend wat jou aanmoedig om aan te hou en nooit op te hou nie. Emerson, hy's 'n Amerikaanse filosoof, hy het die volgende gesê. Nou wil ek hier baie mooi luister, dis woorde wat jy, as jy hom die eerste keer hoor, dan moet jy sê weer, jy word wat jy die hele dag lank dink. Aan jou gedagtes. Jy word wat jy die hele dag lank dink. Met ander woorde, jou gedagtes bepaal jou hele lewe. En dan sê hy, jy is nie wat jy dink jy is nie. Jy is wat jy dink. Dit het my nogal die mekaar gemaak. Jy is nie wat jy dink jy is nie. Jy is wat jy dink. Broers, waarmee moet ons hele mens wees, al ons gedagtes gevul word met die woorde van die skrif, die woorde van God, dit wat Jesus vir ons in sy woord gesê het, want enige iets wat daar buite kom, enige iets wat negatief raak, is natuurlik vir ons 'n dekonstruksie. Maar om konstruktief in ons verhouding met die Here elke dag te bly, gaan nie oor triks en oor foefies en goed waarmee die kerk moet besig wees nie, maar oor ons alledaagse stil word met woordstudie en gebed voor die Here. Ons gedagtes kan nie en mag nie met enige iets anders gevul word nie. Daarom leer die woord ons broer en suster oor wie God is. Die woord is nie net iets wat ons 'n paar woorde oor God nie. Die Bybel is die volledige, onfeilbare woord van God. Met ander woorde, die Bybel kom sê vir jou wie God is en dan ontdek ek wie ek is. En Paulus stel dit baie mooi in Filippense 4 vers 8. Hy sê alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes gerig wees. Ek sluit af, broer en suster. Wil jy voorspoedig wees in hierdie lewe? Dan sê ek nie vanmôre dat dit 100% net met jou sal goed gaan as jy 'n kind van die Here is nie.
Maar jou voorspoed lê daarin dat jy en ek ons sal besig hou met die Bybel. Dat ons sal hoor wat die Here vir ons daarin wil sê. Iemand het gesê, uit 100 mense sal een persoon die Bybel lees, die ander 99 lees daardie persoon. Mag jy die een wees wat die Bybel lees, sodat 99 ander mense jou gedrag en jou geloof sal lees. Broers, kom ons kies vandag waar ons voorspoed gaan lê. Want as ons die wêreld gaan kies, dan gaan ons goddeloos bly lewe. Maar as ons Jesus bly kies, dan leef ons by 'n waterstroom. As ons wortels in die woord is, dan sal daar goeie vrugte wees. Ons sal betroubare kinders van die Here wees en elkeen sal uit elkeen van ons se lewe ook kan leer. Amen. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke vir stil gebed. Ons Vader in die hemel, Here, ons kan ver oggend net kom vra vir wysheid en krag en die wil om u woord te lees en te bestudeer. Daarin lê ons vreugde, daarin lê ons voorspoed, maar bo alles daarin sal ons u vind, sal ons onsself vind en sal ons ook die pad vind wat na die ewige lewe toe lei. Baie dankie Vader dat ons vanoggend weer herinner kon word hoe belangrik die skrif vir ons is. Geef vir elkeen van ons elke dag, Here, daardie wil om dit te doen. Praat met ons, spreek tot ons deur u woord onder leiding van u Gees. En mag ons dan die vrugte wat dit oplewer, niks anders sal wees as liefde vir u en liefde vir ons medemens nie. Dis ons gebed vanmôre, Vader, in die naam van Jesus met dankbaarheid. Amen. Ek het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Here, baie dankie dat ons
ook dit wat aan U behoort kan teruggee. En ook kan vra Here om ook dit so te gebruik, dat die koninkryk kom, die naam verheerlik sal word, maar ook vir ons vir wysheid, om dit dan ook op so 'n manier aan te wend. Ons bid dit in die naam van Jesus met dankbaarheid. Amen. Broer en suster, voordat ons afsluit, ek het nou vergeet aanvanklik om vir u te sê en u ook maar uit te nooi. Volgende Sondag gaan ek my lewensstorie vir die gemeente vertel. Die kerkraad het nou al laas jaar vir my gevra wanneer ek dit sal doen. Ek wou dit nie doen nie. Omrede, ek het gevoel ek was te kort in die gemeente. En omdat die ongeluk van my nou Dinsdag wat verby is, presies 40 jaar terug is, het ek gevoel ek wil dit maar hierdie tyd van die jaar, omdat dit nou rondom die 40 is. Ek gaan nou volgende Sondag my storie vir u vertel, dood eenvoudig wat gebeur het met 'n toepassing daarmee saam. So ek gaan dit nie doen soos ons met Japie se getuienis gedoen het nie, so ek gaan dood eenvoudig dit vertel en dan vir die huis toe stuur met hopelik met bemoediging en hopelik met 'n stukkie vreugde ook daarmee saam. So ek nooi uit volgende Sondag tydens die erediens. Bring maar die familie ook saam en ek glo dit gaan nie oor my nie, dit gaan maar oor dit wat die Here ook op my hart gedruk het en dit wat ek ook langs die pad van God geleer en ontdek het. So volgende Sondag se diens sal dan so ingekleer word. Kom ons sluit dan af met lied 258, daarvan die eerste en ook die tweede vers, vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord van lig en van lewe. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord van lig en lewe, rig ons hart se strewe, as bevrydingswoord, deur sy gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. Luister ons aandagtig, skei Gods woorde kragtig, tussen kwaad en goed, aan ons skuld vergewe, kan ons voluit lewe, vry deur Jesus bloed. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees gaan met elkeen van julle tot in ewigheid. Sing amen, amen, ons prys U naam, o Heer. Sing amen, prys U naam, o Heer. Amen, o Heer, amen, o Heer, amen, ons prys U naam, o Heer.